Hoërskool Noordheuwel, ek hoop het gaan verskriklik goed met julle. Het is wonderlik om hierdie geleentheid te hê om bietjie vir die Nories sommer iets te sê. Natuurlik, soos julle weet, ek was so rukkie terug by julle hoërskool gewees. Die van julle wat kan onthou, my vrou is 'n ou Norie. So ek like it. Ek like die skool. Dis maar altyd exciting as ek sien wat julle alles doen. Ek het nou die dag het ek julle skoolhoof gesien wat bietjie gepraat het met die ouers en 'n harde talk gehad oor natuurlik oor COVID en die gevare daar buitekant. En ek weet dit gaan taaf met baie van julle. Dit is nie so. Mens wys dit nie altyd vir jou pelle nie en jy weet jy kom skool toe en mens probeer maar altyd 'n brave face opsit en alles, maar dit gaan nie altyd so goed soos wat mense dink nie. Ek bedoel, ons het nou by Binnelanders het ons 'n baie goeie pel verloor. 'n Groot vriend van ons, groot akteur. Ek weet nie, julle sal dit nou nie kan doen met jou ouers, julle sal presies weet. Hulle sal presies weet hoe lank oom Okkie, Ben Creer, sy regternaam is Ben Creer, hoe lank al in die bedryf is en al die goed wat hulle vir die Afrikaanse kunste gedoen het en hy het letterlik, dit was die vorige week, die donderdag, vrydag het hy siek geraak. Hy het homself gaan toets, toe sy negatief, die maandag toe gaan toets hom, toe sy positief, dinsdag toe sy oorlede. En dit is scary, jy weet, dit is regtig scary. Ek weet van jong mense wat die virus gekry het en toe iewers skielik, jy weet, oorlede is sommer so vinnig. Ons het 'n vriendin, sy is eintlik meer van 'n kennis, sy het siek geraak, toe gee sy die virus vir haar ma en vir haar pa en albei van hulle is oorlede. Jy weet, en dit is te sad, en boonbehalwe die feit dat COVID so groot, jy weet, ding is in ons lewe vandag, jy weet, sit mense met die stres van jou ma en jou pa, is hulle okay, jy weet, ek weet nie waar julle, jy weet, ek weet nie wat jou situasie op die oomblik is nie, miskien het jou ma en pa sy werk verloor, jy weet, of sukkel, of gaan deur moeilike tye, jy weet, daar's baie van julle wat nie eens 'n ma of pa het nie, jy weet, of baie van julle bly net by julle ma en sien julle pa omtrent nooit, jy bly by die pa en sien die ma nie, en ek kom uit so 'n huis uit, jy weet, waar die pa hier was en die ma was daar en dit het nie gewerk nie, en toe ek 'n kind was en op skool was ek baie confused. Jy weet, ek was baie confused. Ek het gedink ek weet wat ek uit die lewe uit wil hê. Ek het gedink ek weet wat my drome is. Ek het gedink ek weet wat ek wil doen, maar ek het nie regtig geweet nie. Jy weet, mense is jonk en as hierdie verskriklike wêreld daar buitekant en as jy heeltyd nuus gaan kyk en heeltyd koerant gaan lees en heeltyd kyk wat om jou aangaan, dan gaan jy flippe negatief raak. So ek wil jou challenge om 'n positive mental attitude te hou. Jy weet, julle is, of julle dit nou daarvan hou of nie, julle is die volgende leiers van hierdie land. You guys are going to take this country to the next level, né? Julle is die volgende presidente en die volgende CEO's en die volgende, jy weet, julle gaan hierdie land vorentoe vat. Okay? Dit is net so. Ek is 43. Ek was nou die dag 20 man, 43, dit het so gebeur. So, ek bedoel, kyk, die rinkels is nog 'n bietjie daar, maar anyway, maar ek voel great. So, julle is genuine, julle is die volgende ouens wat Suid-Afrika gemaak wat dit is, en hier's wat ek vir jou wil sê, daar's meer geleenthede vandag in die wêreld en in Suid-Afrika as ooit van tevore. Moenie dat iemand vir jou sê, daar is nie. Okay, want dit is nie waar nie. Daar is verskriklike geleenthede daar buitekant. Jy weet, vir julle om 'n ongelooflike toekoms te hê. En ek weet op die oomblik, voel dinge partykeer dol, julle is op, julle is af. Jy weet, dit voel asof daar geen rigting is nie, maar ek wil vir jou sê, die Here weet presies waar hy jou wil hê. En op die oomblik wil hy jou hê waar jy nou is, op die oomblik. Want daar's baie keer iets wat die Here vir jou wil wys of in jou hart wil werk. Jy weet, voordat hy jou situasie of jou omstandighede om jou gaan verander. So ek wil jou challenge om 'n positive mental attitude te hê. Okay? En dit gaan oor attitude. So, jy weet, of jy nou daarvan hou of nie, jy weet, daar gaan challenges kom vir die res van jou lewe. Jy weet, jy gaan 90% van die tyd gaan jy nie beheer daaroor hê nie. En daar gaan soos in Everest groot probleme nog in die lewe oor jou pad kom. And you're gonna have to handle it. Jy gaan dit moet hanteer. Jy weet, of jy dit en jy gaan kies, jy weet, of jy gaan dit op 'n negatiewe manier hanteer, of jy gaan dit hanteer sodat dit in jou benefit kan tel. Okay? So, ek wil 3 goedjies gaan vinnig met jou deel wat ek doen, okay? 3 goedjies waaraan ek glo. 3 kan 'n filosofie vinnig. So, die eerste een is dat die belangrikste ding in jou lewe wat volgende gaan gebeur, word bepaal deur wat jy nou het, hoe jy dit hanteer en wat jou attitude is. Met ander woorde, jou omstandighede vandag. Die belangrikste ding wat volgende in jou lewe gaan kom is how you conduct yourself in the time that you have right now. Met ander woorde, wat is jou attitude? Hoe hanteer jy die probleme wat om jou pad kom? Wat is jou houding? Verstaan jy? So,
Hoe lank jy in die wildernisperiode bly, indien jy in 'n wildernisperiode is, gaan bepaal, jy weet, jou houding in die wildernisperiode gaan bepaal hoe lank jy daar is. Okay, so dit is regtig belangrik. Die tweede ding is dat dis nie regtig wat met jou in die lewe gebeur wat saak maak nie. Want wat met jou in die lewe gebeur met almal. Dit gebeur met almal. Dieselfde winde oor ons almal. Geen om hoe sleg en hoe erg dit is nie. Die verskil is dat wat doen jy met wat met jou gebeur? Jy weet, wat is jou attitude? Jy kan of kies, you can either choose to complain, okay, and you're going to remain the same, or you can praise and you can raise. Jy weet, jy kan of besluit jy kan of in selfbejammering gaan sit omdat daar slegte goed met jou gebeur en jy kan besluit jy's 'n victim. Okay, jy kan almal om jou blameer en jy kan entitled begin voel omdat jy verdien hier en jy verdien daai and life has given you a raw deal, okay? Of jy kan die attitude hê om te glo dat alles gebeur met jou en vir jou, okay? Met ander woorde, die challenges wat kom is 'n geleentheid vir my to step up, to overcome and to grow. Okay? Dis 'n geleentheid vir my om my karakter te werk, to become better, to become greater, to become bigger, to become more worthy, to be, well, you are worthy, but to really to learn and to upskill yourself and to grow and become bigger than your problems. Okay? Die derde ding is dat, jy weet, if you want something you've never had before, dis die derde filosofie. If you want something you've never had before, you have to do something you've never done before. Okay, met ander woorde, as jy ander resultate in jou lewe soek, moet jy ander goed begin doen. As jy dieselfde resultate in jou lewe kry, is dit omdat jy dieselfde goed aanhoudend doen. Jy weet, verander dit. Change your actions. Jy weet wat is daar goed in jou lewe wat jy moet verander. Jy weet dit diep in jou hart. Weet jy, daar's goed in jou lewe wat jy moet verander. Jy moet of van dit laat gaan, of jy moet goed aanleer, of jy moet nuwe skills aanleer, of jy moet nuwe dissiplines aanleer, nuwe habits aanleer. Jy weet wat dit is in jou lewe wat jy moet verander. Okay. Laaste ding is, ek wil hê elkeen van julle, okay, moet gaan en 'n droombord gaan bou, 'n dream board. Dit is ongelooflik belangrik. Weet jy dat 90% van mense in die lewe weet nie wat dit is wat hulle uit die lewe uit wil hê nie. En julle is nog jonk, daar gaan nog baie dinge in julle verander, maar diep binnekant in jou moet jy hierdie burning desire hê van om iets te kan achieve met jou lewe. En as jy dit nie het nie, gaan sit en dink. Dig deep inside of you, because you were made with a purpose and a plan. God het 'n amazing plan met jou lewe en jy wil dit nie mis nie. Jy wil nie die volheid van hierdie plan wil jy mis nie. And you need to go dig deep. En wat jy doen met 'n droombord is, jy bou hierdie droom van alles wat jy in die lewe wil bereik en alles wat jy wil gaan doen. En jy bou dit asof geld nie saak maak nie. You build this dream. As jy Space toe wil gaan, plak jy 'n prentjie van Space daarop. As jy 'n flippin Discovery wil hê, dan wat jy wil ry, dan sit jy die Discovery daarop. As jy 'n 4x4 wil hê, sit jy daarop. As jy 10 motorfietsse wil hê, sit jy daarop. As jy 'n kasteel wil hê, dit maak nie saak nie. Maak nie saak of dit materialisties is of nie materialisties is nie, want hier is die punt. Dis belangrik dat jy 'n financial goal ook by jou daarso sit dat jy sê oor 10 jaar wil jy R100,000 'n maand maak of R500,000 maak. En die rede vir dit is, dit gaan nie oor die geld nie, maar dit gaan oor die persoon wat jy moet word om daai geld te kan verdien. Want jy gaan nuwe skills moet leer. Jy gaan aan jou karakter moet werk. Jy gaan baie failures hê. Are you going to get up? Are you going to quit? Are you going to commit and persevere of gaan jy net 'n bietjie probeer en net opgee? Wat moet jy leer? Jy weet, wat se groei in jou moet gebeur vir jou om by daai punt uit te kom. En dit is waarin die Here belangstel. God is interested in the end product. He's interested in your character, the person that you're going to become. As jy geïnteresseerd in die geld en die comfort nie, okay? Maar dit is belangrik dat jy daai goal daar neersit. Okay, so gaan maak die dreambord. Ek wil gou vir julle wys hoe lyk ons dreambord. Okay, volg my gou. Okay, so ek hoop julle kan dit sien. Hier's ons dreambord, my en Jerry Diensen. Okay? Alles daarop wat ons wil achieve, waarna toe ons wil gaan. Jy weet wat ek vir die Here wil doen eendag. Jy weet ek is baie lief vir die Here. Jy weet al die plekke waarna ons wil gaan, oor see, wat ons wil bereik, jy weet. Ek het nog 'n paar boeke wat ek wil skryf. Daar's my karre. Ek wil hierdie karre ry eendag. Nie vir lank nie, maar ek wil 'n Porsche ry net vir 'n jaar eendag. En byvoorbeeld, dat ek gou vir julle wys. Hierso is ons 'n lys neergeskryf van die goed wat ons moet doen elke dag om daarby uit te kom. Ons begin ons dag met focused meditation en gebed, om dankie te sê vir die Here, om Bybel te lees, met gebed. Ons begin ons dag daarmee. Dan begin ons dag met 6 positive emotions, okay? Dan lees ons affirmations. Affirmations is goed wat jy vir jouself opsê om te sê, I'm loved, I'm worthy of an abundant life, I am prosperous, jy weet, I am nature's greatest miracle. Dis die waarheid wat die Here vir jou sê, wat ek lees en oor myself spreek.
power of the spoken word, baie belangrik. Dan review ons goals. Ons lys die goed wat ons vir die dag moet doen. Ons plan ons kalender. Ons lees vir 10 tot 30 minute 'n dag. Baie belangrik. Check my boeke hierso. Hierdie boeke, dis alles leierskapboeke. Boeke oor persoonlike ontwikkeling. Ek het nog baie meer, maar dit is alles boeke oor entrepreneurskap, oor leierskap. Ek het dit nie geleer op universiteit nie. Ek het gaan drama swat, jy weet. Ek leer hierdie goed en ons het besighede nou. Ons het groot besighede en dit gaan baie goed met ons, jy weet. Maar dit het ek geleer deur te lees. Never stop reading, okay? Luister na 'n motivational CD elke dag. En hierso, maak 10 oproepe vir die mense in ons besigheid wat ons moet. Hierso beteken, gaan uit, jy weet, in terme van ons besigheid, verkoop 'n produk, volg op, customer service, gebruik 'n produk, social media plan, exercise, gym. Al daai goeders is daar en ons tik dit elke liewe dag af. Want as ek weet as ek daai goed afgetik het ek gedoen op my dag, dan weet ek gaan my droom bereik. So, gaan bou jou dream board want jy moet weet waarna toe jy gaan in die lewe. You need to know where's the end destination. En ek beloof jou nou, God will honor that. Okay, so ek gaan nou vir julle baie sê, Dr. Besser, Nories, julle moet 'n awesome dag hê, jeugdag, ek is baie lief vir julle, baie trots op julle. Eendag gaan ek julle check in die straat en gaan jy vir my sê, "Jessie, moet jy vir my sê oom Hytjie nie, regtig." Maar jy gaan vir my sê, "Hytjie, dankie vir daai video, ek het hierdie droombord gebou en dit het regtig gewerk." Because it works. Build your dream board, you will achieve it. Liefde vir julle. Bye.